Ons is nog steeds in Romeine. En kom ons vra die Here om ons te help. Here, ons kom voor U en ons is afhanklik van U, Here, soos wat is vanoggend reeds gesê het, Here, soos wat Nebukadneser moes opkyk na hulp, of kyk ons vanoggend op na hulp, Here. Sal U woord vir ons duidelik maak. Maar Here, sal U woord vir ons harte duidelik maak, dat ons werklik daarin sal glo. En U sal verheerlik daardeur, deur dit na te kom, Here. Ons vra dit in Christus se naam alleen, wat ons groot genade gegee het. Amen. Ons kyk spesifiek na hierdie temas in Romeine, van die evangelie, hoe die evangelie verduidelik word in Romeine. En in die middel, ons is nou in die middel van twee hartsvrae, wat ons vra oor God se krag tot redding deur genade. Ons sien dit hoofstuk 5 en hoofstuk 6 verduidelik vir ons God se krag tot redding deur genade. Hoofstuk 5 ons verduidelik in hoofstuk 6 hanteer Paulus twee vrae. En die twee vrae wat hy vir ons vra is of wat hy dink ons gaan vra, sodat ons ou mens weer 'n kans kan kry om 'n bietjie weg te kom, is twee vrae dan. Moet ons aanhou sondig of vir meer genade? Dis die eerste vraag. En dan tweedens, kan ek nou sondig net soos ek wil, as gevolg van God se genade? As God my dan gered het, kan ek nou maar net aangaan soos wat ek aangegaan het, want ek het mos nou redding, ek het mos nou genade. En Paulus se antwoord op die eerste vraag het ons laasweek gedoen. Daai vraag, moet ons dan aanhou sondig vir meer genade? En hy het dit geantwoord met, hoe kan jy poog om in twee wêrelde te leef? Hoe kan jy dit probeer doen? As jy vir sonde afgesterf het, hoe kan jy teruggaan en in daai wêreld probeer leef? En daarom, hoe kan jy dat sondepatrone uit jou verlede jou bly domineer? Jy moet verander. En dit was die eerste vraag gewees wat Paulus vir ons geantwoord het. Die feit is, die wet is verwyder en oorvloedige genade is op ons toegepas. En nou soek ons 'n skuiwergat om te kan sondig soos ek wil onder genade. Is dit nie 'n bietjie arrogant nie? En dis wat die tweede vraag dan presies doen. Die tweede vraag is, kan ek nou sondig net soos ek wil as gevolg van genade? Kan ek maar aangaan? Vir Paulus roep hy nou uit, dis hoe slawehandel. Kom ons lees dit. Kom ons lees vers 15 tot vers 23 van hoofstuk 6 van Romeine. Romeine 6 vers 15 tot by 23. Romeine 6 vers 15 tot by 23. Vers 15. Wat dan? Sal ons sonde doen sodat ons nie onder die wet is nie, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Hoegenaamd nie. Besef julle nie dat as julle self vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie? Julle is of slawe van die sonde, wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid, wat lei tot geregtigheid. Aan God die dank, dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is. Vrygemaak van die sonde, het julle slawe van die geregtigheid geword. Terwille van julle menslike swakheid, praat ek met julle in menslike terme. Want soos julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het, om losbandig te leef,
Stel nou so julle ledemate in diens van die geregtigheid om heilig te leef. Want toe julle nog slawe van die sonde was julle nie aan geregtigheid gebonde nie. Watter vrug het julle destyds verkry? Oor daardie dinge skaam julle nou, want die uiteinde daarvan is die dood. Maar, omdat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking en die uiteinde hiervan is die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Paulus praat hier oor slawe en slawehandel eintlik. Geestelike slawehandel. En twee vrae kom uit die teks uit. Wie het jou gekoop? En wat sien jy in hierdie proses van slawehandel? Die eerste vraag is, wie het jou gekoop? Vers 16 tot by vers 19. As jy iemand ewe skielik baie vryheid gee, soos byvoorbeeld 'n slaaf of 'n tiener, as jy vir 'n tiener baie vryheid gee ewe skielik, wat gebeur? Ons weet hoe vryheid misbruik word. En Paulus sê, jy verander net die vorm van slawerny. Dit is eintlik maar al wat gebeur. Vers 16 sê vir ons, besef julle nie dat julle self vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam? Julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie? Julle is of slawe van die sonde, wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid, wat lei tot geregtigheid. En ons is soos tieners. Miskien moet ons eers 'n bietjie agtergrond kyk hier, so wat hier aan die gang is. In hulle tyd was om vrywilliglik iemand se slaaf te word 'n algemene praktyk gewees. Byvoorbeeld om jou skuld af te betaal. As jy nie jou skuld kon afbetaal nie, dan het jy vir die persoon gesê, ek sal jou slaaf wees vir 2 jaar, en dan is my skuld afbetaal. En die persoon neem jou in en jy word sy slaaf en hy sorg in 'n sekere opsigte vir jou, maar jy werk vir hom en dan so word die transaksie afgehandel. So wat Paulus hier sê, klink baie soos om iets vrywilliglik oor jou te laat heers. Onthou hierdie beginsel, want dit is 'n baie belangrike beginsel wat deur die res van hierdie teks vir ons die rigting wys. En Paulus sê eintlik, jy het eintlik net 2 lewensopsies. Jy is of 'n slaaf van sonde, wat tot die dood lei, en sy redenasie is dis waar jy voorheen was, of jy is 'n slaaf van gehoor gee aan God, wat jou nou tot vryheid lei, dit wat jy nou is as 'n Christen. Dan in vers 17 tot 19, dan verklaar Paulus, jou vorm van slawerny het geskuif. En jy kan God daarvoor dank. Kom ons lees dit. Vers 17, aan God die dank, dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaronder julle onderwerp is. Vrygemaak van die sonde, het julle slawe van die geregtigheid geword. Terwille van julle menslike swakheid, praat ek met julle in menslike terme. En dis juist wat hy dan nou doen. Hy vat nou hierdie idee van slawerny, hierdie vrywillige slawerny,
En hy gebruik dit sodat hulle dit verstaan. Want soos julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het om losbandig te leef, stel nou so julle ledemate in diens van die geregtigheid om heilig te leef. Sien julle hoe skuif uit die prentjie? Jy was vrywilliglik die slaaf van sonde. En nou kan jy vrywilliglik die slaaf van God wees. Jou vorm van slawerny het geskuif en jy kan God daarvoor dank. Hoekom kry God die dank? Want jy was 'n vrywillige slaaf van die sonde. Dit was jou keuse. En God het dit stopgesit. God het ingegryp deur jou hart gehoorsaam aan hom te maak. Jy is nie meer dieselfde slaaf nie. Jou slawerny het geskuif na 'n plek toe wat vir jou net van voordeel is. So wat is die vorm van vrywillige slawerny nou? Hierdie vorm van hierdie slawerny waarin jy nou is as Christen, is bepaal deur die evangelie. Dis wat die evangelie vir jou sê. Die evangelie maak jou nie vry om onbeperk te leef nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Dis nie wat ons leer nie. Maar om in verhouding met jou Skepper te leef, in 'n nuwe vorm van slawerny te wees met iemand wat jou goedgesind is. So die fokus van jou vryheid is dat jy vry is van jou rebelse patrone van sonde. Jy is nie meer daai slaaf nie, jy is verwyder onder daai slawerny. Jy is nou onder God se geregtigheid of sy vryspraak se beheer. Dis waaraan jy verslaaf is, as ek dit so kan stel. En dit beperk jou vryspraak, dit beperk jou tot jou vryspraak se begeerte. Jy gaan doen wat God wil doen. En dit gaan vir jou pas, want jy is vrywilliglik sy slaaf. Jy was in diens van jou verlede, en die losbandigheid, vals vryheid wat jy gedink het jy het in jou sonde, net 'n ander vorm van slawerny. Maar nou is jy in diens van jou verlosser se vryheid. Die eienaar maak jou vry. Jy kan nou vry in sy geregtigheid se diens, kan jy jou gedra. Jy kan daarin leef. Vers 19. Terwille van julle menslike swakheid, praat ek met julle in menslike terme, want soos julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het om losbandig te leef, stel nou julle ledemate in diens van die geregtigheid om heilig te leef. Ek meen, wie sou gedink het dis hoe genade uitdraai? Met die beskerming en die genade en die vryheid om gehoorsaam te wees aan die welwillende eienaar, die een wat jou goedgesind is, die een wat jou vrygemaak het. En jy kan hom nou volg. Jy is 'n vrye slaaf, as ek so om kan stel. En dit bring ons by die punt uit van wat sien ons? Want ons kyk na ons lewe, en ons kyk na ons verlede, en ons kyk na wat ons nou het en in die toekoms in het, en ons sien dit op sekere maniere. As ons na hierdie
beeld van slawerny kyk. Vers 20 tot 23. Want toe julle nog slawe van die sonde was julle nie aan geregtigheid gebonde nie. Watter vrug het julle destyds verkry? Oor daardie dinge skaam julle nou, want die uiteinde daarvan is die dood. Maar, nou dat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking. En die uiteinde daarvan, uiteinde hiervan, is die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Wat sien jy nou eintlik in jou lewe? Sien jy dat in die verlede het jy gedink jy is vry? Voor jy 'n Christen geword het? Maar jou gedrag het nou jou skaamte en jou dood, het jou skaamte en jou dood bewys. Jy was gebonde aan sonde. Jy was 'n slaaf van sonde. Aan die ander kant, sien jy nou hoe jy dink jy is nou beperk deur God as gevolg van jou Christelike geloof? Ons kry daai ervaring, partykeer voel ons, ek kan nie doen wat ek wil doen nie, want ek is beperk. Sien jy daai beperking wat in jou kop is, maar jy is nou eintlik vry om te leef volgens God se raam van vryspraak. Hy het jou vrygemaak in daai raamwerk. Jy is vry om uiteindelik reg te leef. Goed te leef. Sien jy die valshede of sien jy die waarheid? Jy is vry van sonde gemaak. En God kan nou, Christus kan nou in jou manifesteer. Jy wys jou diens aan hom deur jou lewe. En die vrug van in Jesus leef, tree na vore. En die vrug is ewige lewe in Christus Jesus. Dis die resultaat. Dis wat gaan groei. Jy is vry om elke moontlike manier van jou verhouding met Jesus uit te soek en te geniet. Dis wat jy kan doen. Jy's vry. Dit is heilsaam en dit bring heiligheid wat lei tot ware ewige lewe. Nie die dood soos wat jy gedink het, dis lekker om hierdie te kan doen en dit gaan my vry maak, maar op die einde van die dag is daar 'n doodsheid wat uit dit uittree nie. En Paulus sluit af met hierdie woorde, jy gaan 'n loon kry vir jou dienaarskap. Vir die slaaf wat jy is. Dit is jou keuse. Of vir die loon van sonde se doodsheid is, en of dit die loon van werklike lewe in Christus is. Daai loon gaan jy kry. Wat se pad volg jy daarmee? Dit is jou keuse aan wie jy toestemming gee om oor jou te heers, aan wie jy 'n slaaf wil wees. Heers die regte, welwillende Heer. Dis jou vraagteken vanoggend. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Ek vind myself verwerp deur iemand wat naby aan my is. Iets het gebeur en ek voel verwerp. Omdat die persoon my ignoreer of omdat hy hard met my gepraat het,
of my gekorrigeer het, terwyl ek gevoel het, ek het nie nodig, ek is, hy het my ontbloot, of sy het my ontbloot, of hulle het my pogings tot deelname weggewys. Ek kan maar dink wat dit vir jou is. Wat is daai sensitiewe plek vir jou? En die vraag is nou, hoe wil ek reageer? En 3 vrae help my verstaan wat ek regtig in die agtergrond gebruik om 'n reaksie mee in te kleur. Hoe kyk ek en waaraan verslaaf ek myself? Die eerste vraag is, watse tipe slawerny vind jy gemaklik in jou reaksie? Waaraan gaan jy toegee? Wat gaan vir jou gemaklik wees? Waaraan gaan jy jouself verslaaf? Want jy sien sommer hoe jy gaan reageer. Jy weet hoe jy gaan reageer. Jy ken jouself. Of jy vind 'n pad van nuwe gedagtes wat na jou toe aankom, uit die woord uit Christus se vryhede uit. En as 'n nuwe begeerte om eerder 'n tipe beeld van Christus se genade en liefde te probeer wys in hierdie situasie, al voel jy dit was teen jou gewees. Die tweede vraag wat ons onsself mee kan vra, hoe ons onsself mee kan evalueer, is waar lê die gesag waaronder jy vrylik wil reageer? Wie het beheer of wat het beheer in die situasie oor jou? Ons is weer by die reaksie, want jy reageer sommer net outomaties. En hoe maklik doen ons dit? As iemand vir jou iets sê dan, net so, kap jy terug. En jy gee toe aan wat vir jou voorheen gewerk het. Want hoeveel keer doen ons dit? Jy gee toe aan 'n ding wat jy voorheen gebruik het, en jy het gesien dit werk nie, maar jy gaan dit wragtig weer gebruik. Jy gaan dit doen. Of jy stop jouself doelbewus. Jy sê nee. Ek het 'n nuwe meester. En jy vind maniere van dink en van onderskei, sodat Jesus se patrone in jou en in die situasie na vore kan tree. En jy bring lewe in die situasie in plaas van daai doodse reaksie. Die derde vraag. Waarop hou jy jou oog as jy besluit waarop jy gaan fokus in jou reaksie? Waarop gaan jy jou oog hou? Kyk jy terug in die verlede in, en dan gebruik jy dit as jou fokus vir jou bouproses van jou reaksie. Ons het ons derde vraag vanoggend verloor. Ons is jammer daaroor, maar kom ek maak dit klaar met julle. En die derde vraag wat ons vir onsself moet vra is, waarop hou jy jou oog as jy besluit waarop jy gaan fokus vir jou reaksie? En jy kyk terug in jou verlede, en ons moet onthou dat ons doen alles uit ons verlede uit, as ons in die ou natuur is, as ons in die slawerny van sonde is. Want jy het hierdie historiese ding wat jy die hele tyd saam met jou trek. En jy het die geskiedenis van om 'n ding te gebruik, 'n manier te gebruik om op te tree, 'n manier om te reageer. En jy het gesien, dit werk nie.
en jou aanreageer op dieselfde manier. Jy kry dit nie verander nie, jy is 'n slaaf van sonde. En daarom is daar daai omdraai. En jy kan gaan en jy kan sê, gaan ek vorentoe kyk na Christus. Kom ek kyk vorentoe na nuwe maniere van optree, na nuwe maniere van dink, van aandag gee in Christus, waarmee ek gewetensvryheid kan hê in die manier waarop ek reageer. My gewete is skoon. Ek is vry in Christus. Ek kan sy manier van doen najag, soos hy dit vir jou aanbied. Jy vind jou altyd verslaaf aan een van twee meesters. Is jy seker van jou meester? Is dit werklik Jesus wat jou vryheid gee om hom te begeer en in hom te leef?